En dis Familie FM 'n groot voorreg om vanoggend met Charlies Berg te gesels. Charlies, môre en welkom by Familie FM. Ag, dankie Charles. Dit is my lekker om bietjie by julle te kom kuier en te gesels en weer bietjie te kan opvang. Daar sê. Charlies, kom ons begin gou bietjie voor by laat die kunstenaars net bietjie, die luisteraars op datum kom. Waar is jy gebore? Waar het jy skool gegaan, groot geword, al daai tipe van dinge? Sjoe, dit is nou al 'n lang ruk wat ek actually hier in Centurion woon. Ek is 'n Pretoriaanse girl, born and bred, en al my jare hier skool gegaan. Ek was op Hoërskool Aldorrein op skool gewees en dit is nou al jare terug, maar ek is nog steeds hierso en ek love it hierso. Daar sê. Kom ons doen gou 'n paar vinnige vrae. Jy sê net wat ene pas die beste by jou. Okay, kom ons gee dit 'n go. Daar sê, online shopping of winkel toe gaan? Winkel toe gaan. Reendae of sonskyndae? Reendae. As jy moet na ver plekke toe gaan vir shows, roadtrip of vlieg? Vlieg. Bel of WhatsApp? WhatsApp. Okay, as jy nou net rustig by die huis is en so aan, musiek of stilte? Sjoe, dis 'n moeilike een. Ek sal sê 'n bietjie van al twee, hangende af hoe ek voel. Party daar musiek, party daar stilte. Absoluut. As hy kos maak of wegneem etes? Wegneem etes. Uitgaan of tuis bly? Tuis bly. Huis is waar die hart is. Daar sê, Nutella of grondbootjie botter? 'n moeilike enetjie. As ek moes kies, sou ek maar seker sê Nutella. Daar sê, braai of potjie? Definitief braai. Alhoewel my pa se potjie is baie lekker. Aha, daar's plek vir al twee daarop, nee. Daar's plek vir al twee. Hoe kies mens nou eintlik tussen dit? Ja. Pineapple op 'n pizza, ja of nee? Ja. Okay. Ja. As jy langpad ry of nie noodwendig langpad nie, as jy daar in die stad rondry, waarna luister jy graag op jou radio? Sjoe, ons luister 'n bietjie van alles. Ons het gewoonlik ons eie playlist. Ek en my man, of as ek nou saam met my gitarist wat saam met my travel gewoonlik ry, dan het ons 'n lekker playlist en ons speel van ons gunsteling liedjies en dit kan van Afrikaans tot Engels tot klassiek wees, hoor. Daar sê, great. Charlies, wat maak jou kwaad? Wat maak my kwaad? Kyk, ek's 'n baie happy mens oor die algemeen. Partykeer raak ek as 'n mamma net kwaad as my kinders nie vir my luister nie. Aha. Daar sê. Ek dink baie mamas kan verstaan. Ja, nee, hulle gaan verseker. As jy dieselfde ding meer as een keer moet sê. Liewe genade, ja. Eventueel kry hulle die prentjie, maar ja, dit kan my nogal kwaad maak. Ja. So net so vinnig, hoeveel kinders het jy en hoe oud is hulle, Charlies? Ag, ek het 2 kindertjies. Ek is baie gelukkig. Ek het 'n seentjie en 'n dogtertjie. My seentjie is 4, word 5 in April en my dogtertjie Alaya is 7 en sy word 8 in April. So, hulle is al 2 April babas op mekaar. En ja, hulle word van 'n groot, ja. Nee, my verseker. Charlies, wanneer het jy besef dat sang is die ding wat jy wil doen in jou lewe en jy wil 'n loopbaan daarvan maak? Weet jy, Charles, ek sal sê buite in die loopbaan gedeelte was dit regtig iets waarby ek aanklank gevind het al van 'n bitterlike jong ouderdom. Ek kan onthou as 'n kind, ek het dit geloof om in enige akoestiese vertrek te sing. En my pa het elke Sondag het hulle musiek geluister. Ek dink dit het baie gehelp om daai
net my oor bietjie in te stel en daai interest van my te piek en ek wou meer en meer en meer van dit hê en nie net luister nie, maar dit probeer sing. En ek sal nooit vergeet, een van my eerste songs wat ek regtig gelove het, was Cher se Do You Believe in Life After Love. En ek kon nie verstaan hoe ek het daai tyd nie verstaan hulle het haar stem baie geëdit in die studio nie. Maar ek het daai liedjie gesing, nê, oor en oor en oor tot ek nie meer kon nie. En op die ou einde van die dag het dit net bly groei en groei en groei totdat ek so 12 jaar oud was. Toe sing ek vir my pa Celine Dion se My Heart Will Go On en hy het letterlik net 'n traan gepik en gesê, my kind, daar's iets spesiaals aan jou stem. Hy het daai tyd nog gesê, jy laat dink my aan Barbara Streisand. En ek het nie geweet wie sy was nie. En ek dink die gogga het net gebyt en van daar af het ek so 'n bietjie lesse gekry in klassieke opera. En ek was baie jonk toe dit gebeur het, maar dit het 'n goeie fondasie gelê. Ja. En die res het kind of net gebeur, hoor. Ek was nie van plan of uitgegaan om te dink, okay, ek gaan hierdie massive career maak vir myself nie. Ek wou net sing en ek's eintlik maar vandag nog presies dieselfde. Ek wil net sing want ek's lief daarvoor. Daar sê. Speel jy enige musiekinstrumente? Ek speel bitterlik min klavier. Ek sal net van die chords kan speel wat my help om te skryf. Maar andersins as dit is baie mense vergeet om te verstaan dat stembande is 'n instrument. Nee, verseker. Jou liggaam is die instrument. So as mense my dit vra, dan sê ek 100% ja. My instrument is my stembande. Ja. Jy het nou gesê van musiek skryf, so skryf jy al jou musiek self of werk jy partykeer saam met ander mense? Ek het oor die jare al die voorreg gehad om met baie mense te werk. Ek het al oor see met Pam Shane geskryf. Sy het groot songs daai tyd in die Engelse internasionale mark geskryf vir groot kunstenaars soos Christina Aguilera se Genie in a Bottle. En dan het ek hier in ons land het ek ook saam ongelooflike skrywers gewerk. En die lekker ding van dit is, mens kan nooit ophou leer nie. So ek was soos 'n sponsie met elke collab. As ek saam met iemand gewerk het, maak nie saak wie nie, het ek iets van daai ervaring afgevat wat ek self geleer het en dit het my gehelp om later jare ek het nog altyd gelove om te skryf, maar hoe ouer mens word, hoe klein bietjie meer wyser en met dit wat ek nog kon leer het in die proses ook. Ek het al met Ewald Kuleski ook geskryf. So daar's ongelooflike dinge wat ek geleer het en nou vandag ek sal eerder kies om self te skryf as wat ek noodwendig met iemand te doen. Ek sien hier so, iewers praat hulle dat jy op 'n stadium saam met Kevin Leeuw ook opgetree het? Hier jare terug, ja, het ek met die ongelooflike Kevin Leeuw gesing. Ek was nog 'n kind gewees. Ek was hier 17, 18 gewees en Kevin het my so te sê onder sy vlerk gevat, want hy het hierdie potensiaal gehoor, eintlik potensiaal wat ek self nog nie eers regtig raak gesien het nie. En hy het my gevra om 'n album saam met hom te doen en ek kan onthou, ek het soms sommer met my skoolklere in studio gestaan en ons het daai tyd sentimentele songs gesing wat old classics is van Frank Sinatra en net baie lekker nommers. Allerlei lekker tydlose nommers wat ek vandag nog steeds kan sing en dis nog steeds so mooi. So ja, ek het al met hom gesing en baie geleer by hom. Ja, en van die ander wat ek nou maar sien, onder andere was ook Heinz Winkler en Kurt Darren gewees saam met wie jy al collabs gedoen het? Yes, ek dink ek's van die min kunstenaars daar buite wat regtig nou al regtig baie duette gedoen het. Ongelooflik baie. My nuutste was nou saam met Robbie Wessels gewees, Moedertaal, en Johan Liebenberg wat 'n ongelooflike mans stem is in ons land. Hy is soos 'n
ek weet hy verkoop teaters uit en hy is die eislike beer van 'n man en ons het in werking met Ewald Kuleski het ons 2 ongelooflike duette opgeneem. So ek het al klaar 3 duette wat ek einde laas jaar vrygestel het met 2 ongelooflike stemme, ongelooflike kunstenaars. Sê vir my, ekskuus, wat was jou eerste liedjie, as ek nou so kan sê, die eerste liedjie wat jy opgeneem het as Charlize Berg wat jou, soos hulle sê, op die map gesit het? Ek sou sê dit is tussen Waar is jy nou en Waar is jy Romeo. Daai was 2 songs wat verskriklik goed gedoen het, veral na die music video's gerelease het en ja, daai tyd was dit 'n groot sukses. Ek sing hulle nou nog op my show, veral Waar is jy Romeo, maar die grootste draaipunt in my loopbaan het gekom toe ek en Heinz se You and I viral gegaan het. Ja. Dit was ek so te sê die grootste deurbraak gewees vir my. En ek glo Hemel op Tafelberg saam met Kurt het net so goed gedoen. Verskriklik, en ek het 'n paar songs saam met Kurt. Ons het 'n duet opgeneem wat hy self geskryf het, Elke dag by jou, wat 'n trouliedjie was. En dan het ons I Don't Know Much ook gecover saam. Ja. So ek het al 'n paar songs saam met hom ook gedoen en baie keer die verhoog ook met hom gedeel. So ja, ons het 'n paar mooi duette daar buite. Charlize, wat lê vir jou voor hierdie jaar? Ag, soos ek sê, met elke jaar, nothing is set in stone. Ek try om die journey soos wat ek gaan met, hoe kan ek sê, ouerskap en met 'n loopbaan, daai balans te handhaaf. Ek try met te vat soos wat dit kom. Ek gee maar net my beste en my grootste dryf bly om musiek te kan maak, veral in vandag se tyd, vir die harte en die mense wat dit nodig het. Musiek is 'n ongelooflike ding. Dit bring genesing. Ek kan saam jou huil, ek kan saam jou lag en my grootste begeerte is net om my stem as 'n instrument te kan gebruik om die lig te skyn en vir mense te kan help. En hopelik gaan daar baie van dit wees hierdie jaar. Ek het 'n splinternuwe enkelsnit wat hier wag. Ek wag net vir die regte tyd om hom te release. Ek gee eers daai duette met Johan Liebenberg en met Robbie Wessels tyd om bietjie vlerke te kry. As mense dit nooit nie gaan luister het nie, moet hulle. En dan ja, hopelik net meer en meer musiek. Daar sê, en jou musiek is beskikbaar op al die platforms? Alle platforms. Julle kan my maklik kry onder Charlize Berg. Ek het ook 'n account of 'n profile op Instagram en op Facebook en op TikTok. En enige iemand kan my gaan follow om dop te hou waarmee ek besig is. En dan sommer daar kyk as hulle jou wil bespreek vir vertonings en goed, al die nodige inligting daar ook kry. Al die nodige inligting is daar. Ek word deur 'n ongelooflike agent, Jerry Groewe, wat al my bookings hanteer en hy's ook 'n wonderlike mens. So vir enige event, kontak vir Jerry, alles is daarso en ja, dan kom sing ek vir julle. Daar sê, Charlize, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit baie. Dankie Shaal en dankie vir al die luisteraars op Millie FM. Ek waardeer die ondersteuning en die support en ek sien uit om gou weer te gesels. Daar sê, en ons kyk met verwagting uit na die nuwe ene wat jy binnekort dan gaan vrystel. Yes, ek is baie opgewonde en hou dop julle, hou dop.